Okay, nee, kom maar, ons het nou klaar gestruggle. Nou struggle ons ekonomies om kop oor water te hou. Moet ons nie dalk in 'n rigting struggle waar mense vir ons daadwerklik kan help nie? Nee, dis 'n hoop. Ja, jy sê dit. Is dit jou nuwejaarsvoorneem? Nee, jy's korrek is Want ek dink dit is Cyril se. nee, dit is nie. So dit kom neer op dit is die ou kommunistiese bande wat nog hulle glo nog vas. Rusland is eintlik die Sowjetunie. China is nog kommunisties. Komrad, ons noem mekaar nog Ons noem komrad. ons een van die Middelland wat mekaar nog Welkom in Comrade noem. 1984. En Iran omdat hy terreurgroep is. Hallo en baie welkom terug by net nog enetjie. Ek hoop almal het lekker gerus en is gereed vir die nuwe jaar en die nuwe dinge en nuwe jaar, nuwe ek, nuwe almal, nuwe land, nuwe miskien moet ek nie sê Nuwe bord, Nuwe regime. ons begin die jaar op 'n skoon lei. Ja, Letterlik. Nee, So miskien nie sy nuwe regime so nie, maar kom ja. Baie welkom terug. Ons hoop julle het uitgerus en ja, ons hoop julle gaan hierdie jaar net nog lekker saam luister. Ja, welkom terug. Julle kan sien, nuwe jaar, nuwe bord, nuwe program. En in Venezuela nuwe president. So dis waar ons praat van wel nog nie, maar dit kom. So ons praat bietjie kyk wat gebeur het terwyl ons almal op vakansie was, soos Trump het die wêreld ingeval, klaar blyklik. En nou is Iran volgende of is hulle, ons weet nie. So net so bietjie wat gebeur het en dan wat kom vir Suid-Afrika vir die jaar. Kom daar dalk 'n helikopter daar by Cyril se Pala ook stop en die rusbank optel. Kyk, toe was sterk. Daar's baie konstruksie, maar ek dink die idee van daai is nie. Baie nuwe dinge wat nog dieselfde is. Ons is op Apple Podcasts, Spotify en YouTube. Gaan like en subscribe asseblief. Kyk uit vir net nog enetjie oral op al die sosiale media platforms oral waar jy jou podcasts kry. Op YouTube is daar 'n thanks opsie wat jy kan in die rooi trek asseblief. Dis 'n nuwe jaar. Januarie is baie lank. Baie dankie vir almal wat deur die loop van die vorige programme vir ons bydraes gemaak het. Kyk en gesels saam, lewer kommentaar, vra. Sê as julle nie saamstem nie, eerder as julle saamstem. Ja, wel, beide. En dan Ja, nuwe jaar, nuwe alles. gesondheid. Ja, so ons het almal dalk bietjie gereis op vakansie, maar meneer Donald Trump van die FSA het besluit om nie te rus nie en hy was druk besig op sy hoë ouderdom en hy het bietjie daar by Venezuela bietjie 'n paar goedjies gedoen, die president gaan haal en hom Amerika toe gevat en dit natuurlik hy was 'n gesoekte man gewees en hy baie groot beloning op sy kop, so hulle het hom daar gaan haal en sy vrou en hy staan nou daar in Amerika dan op talle klagtes reg rondom veral dwelmgoeders en ja, en dan is dit natuurlik ook Iran wat nou in die kollig is, daar's groot goed wat internasionaal gebeur. En dis nie net omdat hulle in die Kaap van Storms is, nee. Ja, so nee, dit is nie omdat hulle net hier by aan ons oefeninge deelneem nie. En daar's 'n hele ding daaroor natuurlik ook oor wie nog hulle mag en maar eintlik het die enige hulle mag nie, maar toe is hulle nou daar so soos gewoonlik 'n bietjie van 'n gemors, maar dis nou niks nie, so nuwe jaar sal hulle ANC. En dan in Iran, ja, dis eintlik ek meen dit is hierdie eerste groot betogings en opstande sedert die teokrasie eintlik begin het in 1979. Maar daar reg opstande is oor finansiële goeders en mense wat Lewenskoste, net soos in die res van die wêreld. Ja. En ja, berigte dat duisende mense al dood is in die geweld en dat daar teregstellings en goede is en 10,000 wat in hegtenis geneem is en president Trump wat dan ook nou daarso dreig om in te gryp. Ja, hy sê dit hulp is op pad. Is dit nie? Niemand weet wat enige van dit beteken nie. Dis waar. Met Donald Trump is jy net nooit seker nie. Wat Ons beteken gaan hul? vir Marka met wag om te sê. Is dit kospakkies? Is dit oorlogskepe? Is dit Missiele. wat is dit? Dalk vlieg hy net oor en hy waai. Julle doen goed. Waai ouens. met wat? Kyk, baie van dit wat nou in Iran gebeur het eintlik ek wil sê in die donker gebeur, maar soos in 'n internet donker, nê? Daar was 'n internet blackout gewees. So mense is amper nie seker wat daar begin daarom nou inligting deurkom, maar ek dink dat baie goed gebeur die laaste paar dae wat heeltemal
verswyg is omdat daar nie internet was wat uitgekom het. Maar dit is maar standaard vir Iran. Ja, ek weet so dit kyk Iran is interessant. Dit is eintlik maar die uiteinde van sanksies wat hulle ekonomies net op hulle knie gedwing het en toe het hulle besluit om te gaan moeilikheid soek met die Hamas te befonds en al daai goedjies. Klink dit nie vir jou soos iemand anders wat ons ken, baie naby aan die huis nie? Daar is dit ego. Is dit dit ego dis nie net inderdaad. dis nie net ek wat dit hoor. Jy hoor ook hoe jy ten koste van jou mense aanhou buitelandse beleid bedryf. Gaan moeilikheid soek met baie mense wat jy skadelik nie is. moet nie. Presies dit. Koffel met sanksies. Dis waar. Hulle het wel nog nie toe hulle kernwapen ding aan die gang gehad en toe Trump dit verander in let's see. Weer akademiese navorsing. Dit was reeds onder die grond, maar dit het net finaal begraaf. Dit het hulle net van praktyk na teorie toe Okay, terug. Dit is belangrik. Gebeur dit is belangrik. Okay. Maar nou is dis maar ek dink dit kom neer op daai regime is al baie lank onstabiel. Die bevolking is al grommig want hulle het daai goed oor die hijabs gehad so ruk terug op oor die vrouens betoog het hulle hom onderdruk gekry. Dit lyk of hulle besig is om 'n soort van beheer te kry oor hierdie maar hulle was reg om te vlug. Vir wie lyk dit so? Is dit die beelde wat hulle toelaat om na buite te gaan, Dis die dat dit beelde wat lyk nou of ons dit doen en terwyl dit op voedselvlak gebeur dalk 'n heel ander prentjie skets. Ons weet dit net nie want ons kan dit nie sien nie. Ja, so Trump het gesê hulle bronne aan daai kant het gesê daar vind nie meer moorde op betogers plaas nie, maar dat hulle nog steeds gaan dophou en kyk en daar is uitdruklik vir hom gevra, hoorie maar gaan jy militêr optree teen Iran en dit is definitief nog 'n opsie. Hoekom sou dit 'n opsie vir die FSA wees om enigiets in Iran te doen? Ek kan verstaan destyds met die kernwapens, maar hoekom nou? Man, ek dink kyk so die eerste ding is vir Amerika kom dit neer op jy wil jou geopolitiese uitdagings uitsorteer. Is Iran vir Amerika 'n geopolitiese Hy uitdaging? is wel, hy is nogal 'n destabiliserende invloed in die Midde-Ooste. Jy het Egipte redelik geneutraliseer met die Abraham Accords, Jordanië is nou in, Irak self is meer stabiel, maar Iran is nog maak hy streek onstabiel wat wel invloed op olie het, maar meer spesifiek van Amerika. Iran is 'n aktiewe befondser van islamitiese terreur. Hulle befonds terrorismegroepe wie dan uitdruklik opdrag kry gaan voer terrorisme aanval in Amerika uit. So met ander woorde, dis vir jou So as jy vra hoekom Iran of die VS se radar is dit 'n groot gedeelte daarvan wees. Hulle finansier terreur. Ja, dis een van die primêre redes is finansier terreur en as iemand die oorlog in die Midde-Ooste gaan ontketen gaan dit hulle wees. Wat hulle probeer het met die Hamas inval. Want hulle het Hamas befonds, hulle befonds die Houthis wat ook aflei wat skepe skiet. Hulle help net oor die algemeen met terrorisme in die wêreld soos Amerika 'n ander ou in bewind is nie bad nie. Dis nie op hulle stoep nie, so ek dink nie dit is so hoog op die prioriteitslys nie, maar is nou maar die klassieke is daai ou ding van luister ja, om jou seer te maak is heel onder op my lys. Maar dis op die lys. Nee. Dit van jou vergeet. Moenie misverstaan nie. So as jy nou Die lys is lank maar jy's op hom. So as ek nou 'n ander ou sien wat jou skop dan is die kans goed dat ek gaan bykom. No. En dis min of meer wat jy hierso beleef. Het die Iranese 'n punt om te betoog? Ja, Ter 'n geldige rede. Ja, die Iraanse regering is 'n aaklige regering. Dit is 'n geweldig onderdrukkende regime wat regtig nogal naaste by die naaste 'n besonder bose regering is wat aardige goed aan hulle eie mense doen. Daar's ook weer vir my ego hier. Ja, nee, jy hoor hom. Jy kan iemand hoor wat die klank as jy net gaan kyk hoe hulle vrouens wel tereggestel het in die tronk gesit het, geslaan het, al goeie omdat hulle geweier het om In die hijab te openbaar, hulle het in die voorbeelde van hulle gemaak. Presies Nou, dit. sê vir my Nico Connie, ons verwys nou grappenderwys na hulle in Suid-Afrikaanse gebiedswater met die Will for Peace oefening waarna hulle ook deelneem. Iran betrokke by Will for Peace in Suid-Afrikaanse gebiedswater. Hier is iemand wat jy nou net gesê het vrouens teregstel. Hulle maak voorbeelde van hulle want hulle hou nie van hoe hulle optree nie. Dis daarom Dis Sharia vol, so as jy ken jou plek dus. ja, Ek bedoel ek sal nie so kan verskyn hier waar ek sit. is al een keer so kan. Dis al vlugtig so kan. En dis hang af as jy vinnig is dalk twee keer. Maar sommer nie. Dis eenvoudig nie snaaks nie en wat erger is hier is ons vriende, hier is ons land se vriende, hulle vaar saam met ons in die Kaap rond met oefeninge. Hoe is dit vir ons het een van die mees progressiewe grondwette in die wêreld. Ons word geloof, almal het regte, almal word beskerm en dan hou ons bloody party saam met mense wat vrouens teregstel. Maar onthou die 16 dae. Of jou hang omdat jy betoog. Ja, onthou die 16 dae. Connie, jy moet nie vir my soek nie. Nee, Ja, dat is onverbonden. absurditeit.
dis jy sal onverbonde beteken ons het 10 in die oefeninge saam met NAVO-lande of iets nie Rusland en China nie. Daar's geen manier hoe ons daai nee. Dis die punt, Suid-Afrika is hoe moet dit verduidelik is. Dink ons nie. Ons doen nie nee, so as al jou vriende muishonde is, dan is die goeie kans dat jy ook 'n muishond is. En dis wat ons beleef is. Ons is vriende met elke muishondland in die wêreld. Om nou met Iran vlootoefeninge Hoekom is ons vriende met muishonde? Hoekom? Want ons is 'n muishond. Ek dink dis maar 'n hele ding, daar word maar nog gesê ons nou dis die ouens wat ook gehelp het tydens die struggle en so ek dink hulle wil nou net probeer wys maar okay, maar ons het nou klaar gestruggle. Nou struggle ons ekonomies om kop bo water te hou. Moet ons nie dalk in 'n rigting struggle waar mense vir ons daadwerklik kan help nie. Nee, dis 'n hoop. Yes, jy sê dit. Is dit jou nuwejaars voor? Nee, jy's korrek is want ek dink dit is Cyril se. Nee, dit is nie. So dit kom neer op dit is die ou kommunistiese bande wat nog hulle glo nog vas Rusland is eintlik die Sowjetunie. China is nog kommunisties. Komrad, ons noem mekaar nog komrad. Ons een van die minlande wat mekaar nog welkom in 1984. En Iran omdat hy terreurgroepe finansier het, teen gehelp met die ANC finansier in die struggle wat die ANC as 'n terreurgroep opgetree het. So hulle voel skuldig aan daai aspek nog en dis hulle vriende wat hulle toegemaak het teen die bose Weste. En eerds het hulle net gemis dat alles is nou anders. Die wêreld is anders, die Koue Oorlog is verby. Die tweede een is nou op die punt om te begin. So jy moet eintlik maar aanpas en dis die een ding wat ons nou uitgevind dat die ANC nie kan doen nie. Hulle kan nie aanpas by omstandighede nie. Hulle doen dit net nie. Daar's dit geen manier nie. En jy sien dit dieselfde met buitelandse beleid is. Iran was hulle groot vriend toe Reagan en Thatcher in beheer is. Nou is dit Trump en Starmer, maar Iran is steeds hulle groot vriend ten spyte van die feit dat Iran regtig nie meer die moeite werd is om meer bande te hê nie. Maar waarom sal ons dit doen? En ons kry nou volgens alle aanduidings. Voer ons iets na Iran toe uit? Ek hoop nie so nie, maar ek dink ons doen want ons gaan teen daai 25% ekstra tarief nou op al ons goedere kry omdat ons met Iran handelsbande hou. Ons is een van die min lande wat dit nog doen wat probeer sanksies omseil. So nee. Voer ons iets van Iran in? Slegte idees en soms wel nou ideologie. Ons het nou 'n klomp matrose hierso. Nee. So kom ons kyk. Maar nee, Suid-Afrika se buitelandse beleid is waansinnig. Is 'n treinongeluk pretty much. Dis wat ons beleef. Dis net baie openbaar die laaste ruk, maar is nog altyd die ouens is nog nooit goed. Ja, dis behoorlik in die kolleg. Maar dan nou uiteraard mense wat sê wel waar nou reg gewag en kyk word wat Donald Trump dan nou gaan doen raak in Iran omdat ons dan nou 'n kort rukkie gelede die voorbeeld gesien het van wat in Venezuela gebeur het. Ja, en wat ook nog als verdeelde reaksie uiteraard uitgelok het. Wat het in Venezuela gebeur, Nico? So die president is in sy bed in hegtenis geneem by die nag en na Amerika toe gevat en hy staan nou daar op 'n klomp aanklagte tereg wat verband hou met dwelmhandel en 'n klomp goed en wat hulle sê is maar dit is Venezuela wat dan nou al hierdie dwelms na die VSA toe bring en dat dit uiteraard groot moeilikheid vir die VSA veroorsaak en daar was dan nou ook al so dit was daar was eintlik al 'n lang aanloop as mens gaan kyk soos hoe lank is daar al lank terug is daar beloning die eerste keer uitgeloof lasbrief. Ja. En toe nou later 'n beloning en daar was in 'n stadium was die beloning $25 miljoen en dit is toe nou 50. Nou 50, ja, dis einde verlede jaar na $50 miljoen verhoog. En nie eers om onsself reg te neem. Kom dat die mense kan help aanjaag. Nee, ons het laas die ou wat ons moes arresteer uitgesmokkel. O ja, te doen. Niemand het 'n beloning gekry nie. Die term ontvoer is sterk. Ek verkies surprise adoption. Pretty much is wat hier gebeur het. Nico, kan jy nie jou term nie reg kry? Ek het gesê 'n hegtenis geneem. Hy sê wel, kom ons sê dit. Hy sê 'n hegtenis geneem. Hy's aangeneem as 'n verrassing. Hy's in aanhouding geplaas deur SEAL Team 6. Dit was soos 'n movie, nee. Dit was soos 'n fliek. Dit is ongelooflik. Een wat hulle beslis kan doen is militêre operasies met baie noukeurige detail. Okay, maar wag, begin eers by die militêre operasie. Hierdie is 'n ding wat oor die naweek beplan is en toe hardloop hulle in sy ding en hulle het alles geweet van net 'n hond tot wat hy eet tot hoe laat hy gaan slaap tot waar sy room is tot waar wie is. Hoe lank se voorbereiding sou dit gewees het vir? Ja, dis meer as 'n jaar wat die spesmagte sou voorberei vir hierdie. Meer as 'n jaar. Hoe lank is Donald Trump nou aan bewind? 'n jaar. Is hierdie sy plan? Wanneer kom daar 25 miljoen beloning? Dit was al in Biden se tyd. Dis Maduro is al baie lank op die most wanted list. So hy sy eerste lasbrief van hegtenisnaam was 2008 uitgereik. 2020 is dit amptelik onseël dat hulle Amerika moet om 'n hegtenis neem en as 'n land wat met Amerika 'n uitleweringsooreenkoms het om op in hulle land kry moes hulle 'n hegtenis neem en uitlewer. Het Venezuela uitleweringsooreenkoms met? Nee, nog nie.
Hulle gaan baie ooreenkomste Hulle gaan nou aan. hê, maar nee, so dit kom neer op daar's 'n paar goed. Is een, ja, Maduro is staatshoof, die ander ding wat hy ook is hy's 'n kartelbaas. Alle ander is So hulle het hom as kartelbaas gaan vang nie as staatshoof nie. ja, hulle sê so. Kan jy die onderskeid trek? Hulle Of is dit semantics? Nee, wel, dit hang af. As ons nou praat oor is hy nog actually 'n staatshoof, want dit is nogal baie vreemd toe geweldig baie mense selektiewe amnesie ontwikkel het hier rondom. Maar hy's 'n kartelbaas. Dis duidelik volgens die FBI ten minste, daar's genoeg bewyse dat hy aan bewind is van 'n kartel wat dwelms in massas uitvoer na Amerika, dat hy in hegtenis geneem word. So die eerste ding wat jy jouself moet afvra is, gestel die storie het gebreek, Amerika het oornag in die woude van Venezuela ingevlieg en 'n kartelbaas gaan optel. Sou jy ontsteld wees? Nee. Sou jy dink hulle het die Ek derde dink wêreldoorlog begin? Nee. Nee, nie noodwendig nie. Inteendeel jy gaan dink, ja, good for you. Is nie Ek dink bad. ook, ek dink is pretty okay. Ek is nie Beskerm jou Ek is nie 'n mense. aanhanger van enige dwelm gebruik nie. Ja, en natuurlik dis 'n baie groot probleem in Amerika. Dit is nie dan so. As jy dit so stel, sou ek sê dis 'n baie kyk, goeie Toe idee. hulle vir El Chapo gaan haal het ons nie omgegee nie. Selfs gestel ons het Nee, ek dink dit was 'n goeie ja, operasie. selfs kon ons gehoor Amerika het ingegaan en hulle het kartelbaas doodgeskiet. So jy is nie te ongelukkig wees nie. Jy sê gedink het ja, dit maak sin vir julle veiligheid, julle wil dit wel stop, ek verstaan dit. So nou is die een catch, hierdie kartelbaas is nou ook president. Wat dit bietjie kompleks maak. Maar Dit maak dit baie kompleks. volgens die New York Times, volgens meer as 50 state is hy nie. Die president het. Nee, hy het die vorige verkiesing verloor en toe net met die En weermag gesteel. oorgeneem en gesê nee, hy is nou vol in beheer. So verskeie state het gesê maar ons erken jou nie as president nie. Ons erken net nie jou legitimiteit nie. Ons dink nie jy is actually president nie. Ons dink jy het brutaal. Jy dink jy is president. Jy dink so maar ons dink nie so nie. So nou is dit triekie. Mag jy nou as ek sê ek's president, dan hoe werk dit? Nou dag lê jy in slaap, vandag Delta Force op, gaan jy wag. Voor hulle nou arresteer as kartelbaas. Ek het gesê ek's president. Sorry meneer. Nee, ons is geweldig. Maar jy het my hele denkwyse teen 'n beduiwel met hierdie argument van as dit in 'n oerwoud was, dan was dit Ja, maar dis- maar dit nou in die presidentiële paleis was, voel ek nou ongemaklik. Toe dis die punt. So jy's ongemaklik wat dit voel, maar dis nie 'n inval in Venezuela nie. Daar was nie Amerikaanse troepe daar nie. Hulle was 22 minute. As jy seker kon nie. Ja. Ja, daar was net 'n vloot teenwoordigheid. Dit was 22 minute. Wil julle vir my sê hulle het gegaan, hulle het die kartelbaas gegryp en toe het almal weer hulle goed te vat en gewaai. As jy nog nie daai programme op TV gekyk nie, jy nog nie Diplomat, Homeland, al daai goed gekyk nie. Dis hoe dit doen word. Dis letterlik wat gebeur het. Onnooi lieg nie altyd nie. Nee, en hulle het nie net Dit gebeur nie. Maduro sy vrou en sy hond gevat en toegewaai. En ja, dit is presies Maak jy nou gebeur het. grappies oor die hond? Hy saam met eet hy's op Iwo Jima. Die verskil is wat ons kan aflei is Trump is nou president. So gestel ek sê vir jou, hierdie operasie is lank voor Trump al beplan. Maduro is al lank. So dit was nie sy plan nie. Ek dink nie so nie. Was dit sy Hy het die uitvoering- go-ahead? Hy het die go-ahead gegee, maar Maduro is al lank op die FBI se most wanted Okay. list as 'n kartelbaas wat gearresteer is. Ja, en ek dink hulle het gesien uiteraard daar gaan nie moontlik 'n ander manier wees om hom in die hande te kry nie, want Nee. hy weet obviously hoor ek gaan nie so doen en so toe gaan nie, want daai lande gaan dalk moontlik saamwerk en my hegtenis neem en na Amerika toe stuur. So ek dink dit was maar sekere beperkte opsies en toe besluit ek maar wat die kans. Kyk, daar was baie ander opsies. Die CIA doen dit gewoonlik bietjie anders. Maar Ja, in hierdie geval uitkom. ja, wel, hulle reël staatsgrepe in hulle buurlande. Amerika is goed met dit om seker te maak. Ja. Regerings rondom hulle is hulle goed gunstig. Dit is ook nie so weer nie, meeste groot state Dis kies maar as jou bure van jou hou. ja, dit maak dit makliker. Maar dit kom neer op die VN het van ons gesê, luister, wat as ek wil Maduro het gaan ons kan 'n sterk bewoorde brief probeer. En as nie op dit reageer nie, sterker bewoorde brief. Ons sal selfs 'n ChatGPT sê be mean. Nee, een van daai. Nou maar Mr. Nice. So nou is die vraag tereg, vat nou byvoorbeeld Osama bin Laden, is die operasie Echo baie vir dit. Osama was in Pakistan. 2 kilos van 'n weermagbasis al weg van Pakistan. En hy het daar weggekruip en alle ander is Pakistan het geweet hy's daar. Toe het Amerika onder Obama Pakistan se soewereiniteit volledig geskend, ingevlieg met spesmagte en vir Osama bin Laden gaan doodskiet, maar niemand het gegaan, hulle het hom gaan vermoor nie. Hulle het 'n ou op hulle lys gaan uithaal. So het die VSA met hierdie operasie Venezuela se soewereiniteit volledig gaan skenk deur 'n kartelbaas te gaan haal. Wel, hulle het Nee, maar vir soewereiniteit hulle was- geskend. Vir hulle was dit die moeite werd geweest. Hulle sê sorry ouens, ons weet ons het julle lugruim binne gegaan sonder hulle meer weet, dis soewereiniteit skend, maar ons het die nommer 1 omtrent op ons most wanted list gaan haal.
Ja, ek dink hulle sê van nou, maar jy bring 'n fugitive en dan kan jy nie verwag dat jy ook dan nou sekere privileges en goed moet kry nie, as jy nie bereid is. Ek hoor wat jy sê van die kartelbaas. Nou ek het geluister na president Trump na die operasie, toe het hulle almal terugvoer gegee oor die operasie. En toe, ons praat van dwelms, het Donald Trump uitdruklik na olie verwys, dat Amerikaanse maatskappye ingestuur gaan word om die olieproses baie meer optimaal te laat funksioneer, wat dadelik die indruk geskep het, want hy het olie by herhaling genoem. Ja. Hy het wel so genoem kon nie, maar hy het olie by herhaling genoem, en ons weet, drill baby drill hou van olie. Hy doen. So nou skep het by iemand soos ek die indruk dat hy Venezuela wil vat vir olie. Presies. Maar dan sou hom gevat het. Maar hy het net een mens in Venezuela gevat. Hy het twee. Hy het nie die land gevat. So dis nou die vraag. Nee, maar hy sê kon nie uit die Amerika gaan Venezuela regeer, as jy van vra vir hoe lank of bestuur, dan sê hy Ja, jy moet vir Rubio luister daar wat die Trump. Nou wat sê Rubio? Rubio sê luister, ons gaan help dat ons gaan hulle stabiel hou. Nou in Venezuela is olieproduksie kern tot stabiliteit handhaaf, want dit is al inkomste wat hulle oor het. Hoe lyk olieproduksie of hoe het olieproduksie onder Maduro gelyk? Nee, nie meer goed nie, want dit kommunistiese beleid gevolg. So die olieproduksie het kwaai gedaal wat gelei het na hyperinflasie en chaos in Venezuela oor die algemeen. So die doel is meer om te sê ons gaan die olievelde van wat ek kan aflei, ons gaan dit meer doeltreffend maak om die land net te stabiliseer ekonomies, terwyl julle uitfigure wie regeer nou. En dis die interessante deel, hulle het nie 'n regering gekies nie, hulle het nie nuwe, want letterlik gesê, figure dit uit. Julle het 'n verkiesing gehad wat die vorige ou verloor het en toe gesteel het, maar julle moet nou 'n nuwe regering in plek sit. Ons hou stabiel wat ons kan, maar daar's nie troepe op die grond nie, daar's niks in daai lyn, julle moet dit uitfigure en kry 'n nuwe regering. Ons het net ons kartelbaas kom haal. Dis wat ons gaan doen het. Hy's nou hier by ons. Die weird deel is, en dis die tydlyn waar ons is ek was legit nie seker of Trump op een van die helikopters was of nie. Jy meen dat hy dan saamgegaan? Dat hy dan saamgegaan het, want hy niks van daai man sal my foto's uit die vliegdek skip uit. Soos dit. Ek sien nou 'n videoetjie neem met Big Beautiful Venezuela. En so dis alles moontlik. Maar dis die eerste deel is vanaf Amerika. Ja, hy het hom dalk in 'n chopper gesit, kon nie sy foon op die grond kom bly, want anders het hy getwitter daaroor en dan is daai hele operasie, maande se beplanning daarmee heen, want Donald Trump het getweet. Ek sê vir jou, daai is meer as 'n jaar beplan. As jy weet, hulle weet waar ou bly, hulle Amerika het baie inligting. So dit bring ons by die tweede deel wat vir jou sê, wanneer ons kyk na militêre operasie, hierdie is ongelooflik uitgevoer. Ek dink nie iemand stryd daarmee. Maar verstaan die vermoë wat hulle het. En dan moet jy nou dink, as jy stil is, jy's al reeds huiwerig om die ligte af te sit. Maar jy moet verstaan dat jy slaap in jou bed en nie op 'n vliegtuigskip nie elke aand, omdat Trump dit toelaat. Ja, maar Cyril Ramaphosa is nie 'n kartelbaas wie daar beloning van $50 miljoen is. Want dis die ding is, dit bring jou by die punt wat is ons is onder die indruk dat Amerika mooi volgens die reëls speel internasionaal, maar niemand doen nie en hulle ook nie. So is die ANC dink dat Amerika gaan hulle boelie en hier en bietjie sanksies en iets. Daar is nie reëls internasionaal met wat jy kan doen en nie mag doen regtig nie. Maar is dit 'n goeie ding, Connie? Daar is tog reëls vir 'n rede. Ja, sodat jy die sterkes inpak en ons self is lekker skuldig aan. Ons gebruik reëls wanneer dit tot ons voordeel is en as dit nie is, dan steel ons onsself hieraan. So dis hoe meeste lande ongelukkig internasionaal werk. Dis nog altyd so. Ek dink is dit goed? Nee, dit sou beter wees as almal nou soos Monopoly reëls seker saamwerk, maar dis nie hoe die wêreld werk nie. Helaas. Maar het die wêreld nie vir 'n hele lang ruk so gewerk? Nee, Bush is in Irak in TNV en as jy nou dan dink Putin is in Weapons Oekraïne of mass destruction, onthou jy dit? Weapons of mass destruction. Daar so is hoeveel voorbeeld China het Hong Kong gevat teen alles en alles verbreek wat hulle gesê het. So dit kom neer op die wêreld is 'n rowwe plek. Realpolitiek mag is min of meer wat dit stabiel hou. En hierdie idee dat die reëls gebaseerde orde soveel invloed het, is net nie waar nie. En dalk in die laat 90s vroeg 2000s was die VN baie sterker as wat hy nou is, maar hy's redelik gegat, daar's nie baie oor nie. En inteendeel die VN se ondergang het begin met die volksmoord in Rwanda. Toe hulle totaal tandloos gekyk het hoe dit plaasvind. Al daai foto's met almal met hulle blou hoedens wat gekyk het hoe die vergrype plaasvind. So nou vir die Rwandese en vir mense is die antwoord, wel die VN gaan vir jou sterk beweerde brief stuur, maar hulle gaan nie geopolities inmeng nie. Hulle die kerk se deure toeslaan en hom aan die brand steek gaan die VN nie. Die brief gaan ook brand. Behalwe as die kerk heritage site is, dan gaan hulle regtig kwaad wees. Maar
min ander goeders. Jene koenie. So nee, dis die punt is. So dis hierdie tandloose organisasie wat Okay, maar dit mag so wees. Hulle mag tandloos wees, maar gee dit aan Donald Trump die reg om te maak net wat hy wil. nee, Ek dink dit is hoe die hele ding Maar gedraai het. Dit is heeltemal wat besluit, jy sê. dit was ontvoering, en die ontvoering het plaasgevind vir Willie en daar is 'n regimeverandering afgedwing. En ek dink as mens dit nou mooi uitpak en jy kyk na die geskiedenis en 'n klomp goed wat al gebeur het. Ek meen, daai het 'n baie lang aanloop gehad. Ek meen, daar was mense van Venezuela wat in hegtenis geneem is en wat al lankal in Amerika is en wat vir Amerika ook gesê het wat besig is om in Venezuela te gebeur en wie almal betrokke is en goed. So dit is nie ek dink mense kyk bietjie baie keer net kortsigtig na hierdie tipe goed en vergeet laat meeste van hierdie goed het 'n baie lang aanloop. Ja, die operasie om in te gaan en om in die nag te gaan haal en uit te vat lyk vinnig en goed, maar weer eens, dit is nie in 'n naweek beplan nie. Dit het 'n baie lang aanloop. Baie goed het voor die tyd gebeur. dis so dis een van daai kyk die media het aanvanklik gaan skets as hier begin die derde wêreldoorlog. Nou Venezuela het nie oorlog teen Amerika verklaar na die tyd nie. Wat weer is, as jy gestel jy dit gaan doen met Putin, dan het Rusland oorlog teen Amerika verklaar na die tyd. Dit het nie gebeur nie. Die ander een is Venezuela self was oorstelp dat hulle hom kom haal het. Meeste mense is geweldig bly. So dis half moeilik om nou kwaad namens mense te wees wat regtig bly is oor hierdie ding gebeur het. Wat vir meeste van links Amerika 'n krisis veroorsaak het. Wat hulle wil regtig graag kwaad wees namens die Venezuela. Maar ek dink dis die kommer in vandag se tyd. Soos jy almal volg sekere media, sekere mense, so hulle sien nee, mense is ongelukkig. Die ander kant sien nee, mense is gelukkig. Maar mense sê ook altyd vir jou hoe jy veronderstel is om te reageer. Maar daar's ook daar word letterlik hierdie video's skep en dit lyk so erg wat hierdie verskillende pole wys. So dit is moeilik vir mense om te weet is hierdie 'n goeie of 'n slegte ding. Soos Dit is en dan word verder vir jou gesê deur verskillende instansies hoe om te dink en hoe om te voel hieroor. So dis baie moeilik om op 'n plek te kom waar jy self uiteindelik kan besluit dink jy dit was 'n goeie ding of nie. Okay, so die antwoord is jy moet wyd kyk, moenie net alles opvreet vir soet. So dit is dan die derde ding is wat belangrik is hierdie trek so rooi streep deur enigiemand wat vasglo Amerika word deur disinformasie gevoer en dat jy actually 'n volksmoord is en dat al wat nodig is iemand moet vir Trump gaan sê dit kom neer op jy sit met iemand wat nou veel gewys het indien daar mensenslagting is of indien daar regtige probleme is hy heeltemal bereid is om militêre mag te gebruik om dit uit te sorteer. Daar was Uganda voorbeeld ook. Uganda voorbeeld, Nigeria voorbeeld, Venezuela, is nie 'n opsie wat hy van die tafel afhaal nie. Hy sal militêre mag gebruik om Amerika se geopolitiese doelwitte te bereik sonder te veel issues. Dan sê hy hier's 'n volksmoord en mense word geslag, maar hy het nog nie een keer in daai rigting eers gemik nie. Wat sal voorstel? Hy weet dis nie wat hier gebeur nie. Hy gebruik dit om druk op die ANC te sit. Kan jy glo? Die CIA is toe 'n ding. Hulle vertel hom toe. My maggies, weet jy dis nie. Dis 'n klassieke Trump, ek praat in hiperbool en ek settle hier. En dit beteken hierdie naïewe gedagte dat al wat nodig is Kali wat opdag met Donald, kom nou. Dis nie so nie. Nee, ons gaan geen verskil maak aan die retoriek nie. Hy weet dis nie. As hy actually geglo het dis 'n volksmoord, is daar 'n groot as al vinnig ingegaan. sou actually iets militêr gedoen het. Is die siening en die weet nou dis hoe hy diplomatie bedryf. Die ander ding is Venezuela was 'n enorme geopolitiese hoofpyn vir Amerika. Regtig dit is. Impliserende Irak is ver, Iran is ver, Israel is ver, is nie op jou stoep nie. Venezuela is naby jou. Dis 'n failed state, volgens alle aanduidings. Dit skep vlugtelinge wat in massas na jou toe kom, immigrante. En die ander een is 'n broeiplek vir terrorisme, vir China, vir Rusland. So om 'n onstabiele staat so naby jou te hê, dis 30 minute weg. Is 'n probleem vir jou landsveiligheid. Dit is een van die grootste risiko's van Amerika op hulle lys nog die hele tyd. En nou het jy 'n land wat 'n geopolitiese uitdaging gaan daai uitsorteer het, dalk is dit erger dalk nie. Gaan uitsorteer het, maar ook die res van daai staatjies Colombia ensovoorts. Skielik baie huiwerig om saam met die kartelle te notas. Hulle is nou by, alright, jy weet nie waar jy slaap vanaand nie. Jy dink jy slaap in jou huis. Jy is nie seker nie. En dit beteken nou is jy baie meer ligtig en baie meer pro-Amerika as wat jy was. En vir hulle is dit eenvoudig. Ons is ver. Hierdie is naby, dis 'n halfuur weg met vliegtuig ensovoort. So dit kan groot probleme raak as daar terrorisme posvat in Venezuela of as daai rebellegroepe, want dit is pretty much daai gemengde rebellegroepe saam met dwelms en goed raak 'n enorme probleem wat jy gaan moet hanteer. So ons hou nie daarvan nie, dis die deel wat ek kan bysê.
daar is baie subtieler maniere om dit te doen. Ja, kom jy daar is. Trump is baie Ek dink Groenland is 'n baie goeie voorbeeld en ek nou sal een of ander tyd sal ons weer Groenland, gesels oor Groenland, maar Ja. dis weer eens die geopolitiese ding want dis weer eens naby en nou word dit regeer van Denemark. Europa af en dit is vir hom 'n probleem en hy het gesê anders voor China en wie ook al daar ingryp en daar beheer neem en dan is hulle ook weer eens op hulle voorstoep sê kom maar dan gaan ek dit doen. Vir jy dit doen. Nee, So, nee, luister interessante kyk tye. as ons nou kyk na die res van die jaar, ek sal verkies as hy net so 'n bietjie op 'n subtieler noot voortgaan. 'n Subtiele verkiesing met verrykende gevolge miskien, 'n subtiele regering van nasionale een, ek weet Ek hoor nie. Ja, so dis die een ding is Trump is nie subtiel nie. Gewoonlik in die geskiedenis van Amerika sou die CIA net 'n staatsgreep befonds deur die oppositie. Ja. Dis hulle dit gewoonlik doen en dan lewer die nuwe leier van Maduro uit. Maar Trump het besluit, nee, wie tyd vir dit. Ain't nobody got time for that. Nee, dan gebeur baie goed in Amerika. Hierdie jaar Daar geen gebeur baie- daar gebeur baie sokker. ook ons ook. Nee, wat daar gebeur. Dis sokker ook, ja. Dis G20 is sokker, is klomp goed wat daar gebeur. Ja. Lekker gereelde bowling, al hierdie goed so. En hoe word hulle word oud? Dis een van 'n herdenking of iets in Amerika ook hierdie jaar Ja, dit soos sal wanneer het 250 of dink so dit was, ja, 250. van Declaration of Independence al. Ja. So nee, jy gaan meer van Donald sien hierdie jaar. So wat jy dink? Ek kan nie nie, ja. Ja. Ja, So, interessante kom jaar sommer die- voor lê. In plaas van die Chinese jaar van die hase wat ook al is dit soos die jaar van die Donald. Nee. Dit is weer Nee, the Don. nie nog een 2.0. nie asseblief. Ja, wel. Gesondheid. So nee, op Robbie jaar Suid-Afrika sal ons volgende week hanteer. Maar wag, Amerika eerste.